Goeiemôre julle, dit is 'n heerlike maandag. Ek hoop dat julle baie lekker geslaap het. Ek moet vir jou sê, gister na kerk het ons 'n heerlike pot aangesteek en regtig net rustig gewees. En natuurlik te veel geëet en die gevolg daarvan was ons vroeg in die bed geklim het. So ons het lekker geslaap en dit was 'n goeie oggend om wakker te word. Ek weet nie hoeveel van julle het vanoggend die maanverduistering gaan kyk nie. Hy was so 5:30 se kant en ons 'n bloedrooi maan. Laat jy net 'n bietjie in die kommentaar of 'n thumbs up as julle ook gekyk het, maar dit was nou baie lekker geweest. Liaatjie was saam geweest en dit was vir my so lekker om hierdie bloedrooi maan ook te kon sien vanoggend. Koos, welkom vir jou, Jolandi, Liana, welkom Johanita, Henry en Vanessa, Elmarie, Elsabie, Felicity, Elsie, Veronica, so lekker om saam met julle ook vanoggend hier te wees. Julle ouens wat in die agtergrond ingeskakel is, welkom vir julle ook wat kyk. Hallo vir julle. Gee vir ons 'n waai of 'n like of 'n hartjie om net te sê julle is daarom ook hierso. Welkom vir elkeen vanoggend. Ek moet vir julle sê vanoggend wanneer ons praat oor en vir die volgende paar dae 'n bietjie praat oor groei in geloof. Is my nogals interessant want groei in geloof voel vir my is 'n proses wat nooit afgehandel kan word nie. Dit is 'n aanhoudende proses wat aanhou en aanhou, want om in hierdie wil van God te beweeg beteken dat ons nader aan hom moet groei. Owen McManus is 'n bekende teoloog, hy het 'n interessante kerkplanter ook, hy het begin kerke doen of begin kerk hou in kroë. Wat 'n baie interessante manier van kerk wees was of is, en hy het geskryf, hy sê ons is in gevaar as ons buite God se wil lewe. As ons in sy wil lewe, is ons gevaarlik. Dit is nou vir my so lekker om dit te kon hoor vanoggend van Owen McManus, om te sê, ons is in gevaar as ons buite sy wil is, maar as ons in sy wil is, dan is ons gevaarlik, dan is ons daar so, en hulle het so goeie boodskap gelewer gister by die kerk, en daar gaan oor om te sê, maar as ons in sy wil beweeg, en as ons daar is, dan sien ons verandering, dan sien ons wonderwerke, dan sien ons mense kom tot bekering, en dit is my ongelooflik, en ek wil jy daai hoor vanoggend, hoe nader ons aan God beweeg, en hoe meer ons in sy wil beweeg, hoe gevaarliker raak ons. En dit is my so lekker om dit vanoggend te sê. Maar ons moet vir mekaar ook sê dat dit vat 'n proses, en Romeine 12 vers 1 sê vir ons iets van hierdie proses. Daar staan, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as 'n lewendige en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit gaan oor nou, hier en nou. Ons moet nou oorgee. Ons moet nou ons hele lewe vir hom gee. Dis Here, kom werk deur ons, gebruik ons, beweeg deur ons, sodat dit aanneemlik kan wees. En
Daar staan nie een dag nie, gee julle self een dag as jy nou rustig is, as jy nou een dag klaar gewerk het, dan gee jy nou jou lewe oor, dan raak jy nou betrokke by 'n kerk, dan raak jy betrokke by 'n klein groep, dan kan jy nou 'n bietjie meer tyd gee. Nee, hier staan, gee julle self aan God as 'n lewendige en heilige offer nou. Jy's nou lewendig, jy's nou aan die gang, sodat dit aanneemlik kan wees. Dit is die wesenlike van godsdienst wat jy moet beoefen. En dan vers 2, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So ek hoor twee goed hierso. Ons moet onsself gee as 'n lewende offer. So nie eendag as ek nou 'n bietjie besluit om rustiger te raak, as ek nou eendag meer tyd op hande het, daar sê nou, gee jouself nou as 'n lewendige en heilige offer, as jy nou op jou piek is, as jy nou op jou tyd is waar jy 'n verskil kan maak, waar jy nou besig en betrokke kan wees, gee dit nou, sodat dit aanneemlik kan wees. Ek hoor daai nommer 1, hoor ek vanoggend. En dan nommer 2, sê ek, moenie toegee aan die sondige wêreld nie. Nou die sondige wêreld sê vir ons, hierdie groeiproses is 'n ding wat nou opgelos moet word. Dit moet nou opgelos word, jy moet nou volmaak wees, jy moet nou dit moet nou amper daai kits oplossings, nê. Ek hoor dit, nê. Die wêreld sê vir ons, jy moet 'n kits oplossing vir alles hê. So jy gee nou jou hart vir die Here en môre moet al die probleme uitgesorteer wees. En dit is 'n proses wat afgehandel moet word. Die wêreld sê vir ons, hy sê nee, moenie laat die sondige wêreld vir julle jok nie. Maar laat God julle denke verander. So word binne verander. Begin binne verander word en laat dit oorspoel na ons aksies toe. Dus laat dit oorspoel na ons aksies toe. En dan hoor jy die laaste gedeelte, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is. Sien dan daai gedeelte wat Owen McManus gesê, dan raak ons gevaarlik. Dan raak ons soos 'n skerp mes wat op die regte plek die regte snye kan maak. En dit is wat dit vir my beteken om te groei in geloof. Is om jou lewe vir God te gee. Te sê hier is ek, hier en nou, hier is my alles. Ek is nog lewendig, ek is nog aan die gang, ek kan 'n verskil maak. Ek is nou hierso, werk nou deur my. So ek gee nou my lewe en ek laat nie toe dat die sondige wêreld vir my sê dit is 'n kits oplossing, want dit is 'n proses. En dan te sê wanneer ons hierdie proses, hierdie denke toelaat om ons van binne af te verander, en dan raak ons gevaarlik, dan raak ons in hierdie wil, in hierdie onderskeiding van God se wil. En ek wil dit vir jou gee vir hierdie week, dat jy meer en nader aan God sal groei, dat jy sal kan onderskei wat God se wil nou is, en dat jy van binne af kan verander. Dat jy kan van binne af na buite toe kan verander. En ek hoop dat jy hierdie proses sal embrace, en dat jy jou lewe sal gee vir God, en jou tyd sal gee vir God, dat hy deur jou kan werk, dat hy deur hierdie proses saam met jou kan werk, sodat jy nader en nader ook aan hom kan kom. Mag jy 'n heerlike week hê, en mag jy aanhou groei, in watter area en watter seisoen jy ook al tans is, hou aan groei, laat toe dat jou denke verander word, laat dit toe, dit is my great as ek hoor hoe mense vorentoe beweeg en struggle deur 'n seisoen en ander kant uitkom en kan getuig hoe hulle gegroei het. Felicity, ek sien jy sê dit was lekker om die maand te sien. Johan, ek sien vir julle, Sandra, welkom, en Bennett, julle welkom vir julle ook, julle ouens wat gelike het, ek het julle ook gesien, welkom. Ek gaan vir julle groet, mag julle 'n heerlike week hê. Ons sien vir julle weer môreoggend wanneer ons aanhou praat oor groei in geloof en wat ons nader en nader aan God beweeg en nader aan sy wil. En ek wil hierdie weer vir julle los. Dit is gevaarlik om buite sy wil te beweeg, maar as ons in sy wil is ons gevaarlik. Mag jy aanhoudend die wil van God soek. Ons is Christene en ons kan 'n verskil maak daar waar ons is. Vrede vir julle. Ons sien vir julle môreoggend. Lekker dag.